Goeiemôre, dit is Dinsdag, die 30ste September. Ons lees verder in die gelykenis van Lazarus en die ryk man, Lukas 16 vers 22 en 23. Toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra om teen die bors van Abraham te rus. Die ryk man het ook gesterf en is begrawe. Toe hy, vanwaar hy in Hades gefolter word, sy oë ophef, sien hy Abraham in die verte met Lazarus teen sy bors. As Jesus die gelykenis vertel, dan gaan dit tot in die dood waar hierdie kontras tussen die ryk en die arme man sigbaar is. Die arme man, bedelaar wat niks het nie, wat nie eers krummels van die tafel af eet nie, die ryk man wat fees vier, wat swierige klere dra, die bedelaar wat sy wonde deur die honde gelek word. En nou as hulle doodgaan, niemand begrawe die bedelaar nie. Dis die ryk man wat behoorlik begrawe word. Dis die engele wat die bedelaar moet versorg. Ons vermy baie keer nood in die wêreld. Ons natuurlike geneigtheid as mense is om weg te skram van daai dinge waar dit sleg gaan. Selfs van armoede probeer ons wegkom. En ons sal eerder kies om aan die rykes se kant te wees, daar waar dit goed gaan. Dalk is dit in die hoop dat daar iets van ons na ons kant toe gaan kom en dat ons iets daarvan kan kry. Die ander ding wat interessant is aan ons mense, ons sal baie keer die underdog, soos hulle in Engels sê, ondersteun, totdat dit ons iets begin kos. Ons sal vir die underdog skree, maar ons gaan nie noodwendig iets uithaal om vir die underdog te sorg, of vir die underdog te help, of by te staan nie. So in die verhaal kan ons maklik aan die kant van die bedelaar wees, hoeveel van ons sou betaal het, of geld betaal het vir sy begrafnis. Hoeveel van ons sou 'n verskil gemaak het in sy lewe. God sien mense se nood raak. God stuur ons om in die wêreld 'n verskil te gaan lewe. Hemelse Vader, dankie dat U ons nood raak sien. Ja, Here, dat U nooit slaap nie, nooit sluimer nie, dat U genadig en liefdevol is. Ja, dat U 'n God is wat by ons is. Dankie dat ons kan uitsien na 'n ewigheid saam met U wat ons, Here, nie verdien nie, maar wat ons ontvang omdat Christus aan die kruis vir ons betaal het. Dankie, Here, dat ons weet van 'n opstanding, 'n ewige lewe en dat ons daaraan kan vashou met hoop. Mag ons hier op aarde waar ons nou leef, Here, waar die gebrokenheid van die wêreld nog duidelik sigbaar om ons is, mag ons deur ons manier van leef, deur ons manier van doen, deur ons manier van lief hê, iets van U koninkryk sigbaar maak. Mag ons daardie engele wees wat mense wegdra na U toe, wat vir mense hoop bring, wat vir mense lewe bring. Geef vir ons die wysheid om te weet hoe ons 'n verskil kan leef. Ons bid vir mekaar, ons bid vir ons land, Here. Dankie dat ons dit in U hande kan plaas en weet, daar is dit veilig. In Jesus se naam. Amen.